gebly. Dit is so ver. Dat is 2 vers. By die Paasfees van die Jode was naby baie mense het voor die Paasfees van die platteland af na Jerusalem toe gegaan om hulle te reinig. Hulle het daar na Jesus gesoek en waar hulle in die tempel gestaan het vir mekaar gesê, hoe dink julle, hy sal seker nie fees toe kom nie of hoe? Die priesterhoofdes en die skriffariseërs het toe al klaar opdrag gegee dat as iemand weet waar hy dit moet aangee sodat hulle hom gevange kan neem. Tot sover lees ons dan in die woord van die Here. Ons 6 vers, lees vers 40. As jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Die nuwe vertaling sê, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien. Geliefdes in Jesus Christus. 'n Vraag wat ek al 'n paar keer in my lewe gekry het, is die vraag, wat is die sleutel tot die verstaan van die woord? Wat is dit wat die woord vir ons oopsluit, sodat ons kan verstaan wat die woord vir ons sê? Is daar 'n beginsel in die woord, wat die woord vir ons duidelik sal ontsluit? Nou, op hierdie punt kan ons sê daar is baie sleutels wat die woord ontsluit. Ons kan sê die Bybel lê homself uit. Dit sou 'n sleutel wees. As iets in die Ou Testament gebruik word of staan, word dit weer of in die Ou Testament of in die Nuwe Testament verklaar. Ons kan sê die genre waarin iets geplaas word is regtig belangrik. Genre is goed soos, is dit poësie, is dit prosa, is dit skietskrywing, watter soort stof is ons mee te doen? Ons kan sê die konteks is baie belangrik. Natuurlik, konteks is uiters belangrik as ons die woord lees. Dis hoekom dit soms gevaarlik is om na enkeltekste buite konteks te kyk. Ek het egter oor die jare geleer dat daar 'n sleutel is om die Bybel te verstaan wat uitstaan bo al hierdie ander verskillende hermeneutiese sleutels wat ons het. En hierdie sleutel, as mense sê, dan maak dit eers in 'n mens se kop nie lekker sin nie, maar hoe meer jy daaroor dink, hoe meer besef jy dat dit eintlik die fokus is. Die sleutel tot die verstaan van die woord is geloof in Jesus Christus. Daar's baie mense wat baie kennis het oor die woord. Ons kan die woord histories benader, ons kan 'n historiese boek daarvan maak, ons kan dit 'n wetenskaplike handboek maak, ons kan dit 'n argeologiese, antropologiese, wat ook al jy daar wil insit, handboek maak. Ons kan. Ons kan sê Jesus was 'n wonderlike profeet en 'n goeie leermeester en ons kan sy voorbeeld navolg en ons kan al hierdie wette en reëls nakom. Ons kan dit 'n pragtige morele handboek maak. Ons kan dit 'n boek maak wat selfs as gevaarlik beskou word en vernietig moet word. Ons kan dit 'n boek maak wat, soos daar 50 jaar terug was, polities gekleur word en polities gebruik word aan albei kante. Maar al hierdie gebruike van die woord mis een belangrike aspek. En dit is die woord van die Here is nie gegee om hierdie goed te weet nie. Die woord van die Here ontsluit slegs wanneer ons glo en ons die woord gebruik. Dan begin ons sien oor wie die woord gaan. Dan begin ons sien Jesus Christus en die geloof in hom is die fokus waaroor die woord gaan. Dan begin ons sien Jesus Christus se heerlikheid staan sentraal in die woord van die Here. As jy dit mis, kan jy die Bybel vir baie goed gebruik, maar dit gaan vir jou niks beteken. Jy gaan op die einde van die dag niks meer verstaan van die woord as die misbruike wat jy inlees in die Bybel. So ons die woord reg wil gebruik, dan moet ons vanuit ons geloof in Jesus Christus
begin dink oor die woord van die Here. Ek wil verder gaan. Ons moet nie net dink oor die woord van die Here vanuit ons geloof nie. Ons moet dink oor die hele skepping vanuit ons geloof. Die skeiding wat ons so maklik maak tussen wêreld en kerk. Die wêreld wat geskep is, die gegewe werklike daar buite behoort ook aan die Here. Hy vra van ons om altyd te dink vanuit ons geloof. As ons na Johannes 11 kyk, veral na hierdie gedeelte, dan sien ons hierdie feit is juis die feit wat die kas van die koring skei as ons by hierdie gedeelte kom. Die woorde van Jesus as hy vra, glo jy dit? Die woorde waarmee ons laasweek afgesluit het, glo jy dit, is die sleutel tot die verstaan van hierdie gedeelte. As jy nie glo in Jesus nie, sal jy hierdie gedeelte op 'n manier probeer interpreteer wat hom ontken. Dis eenvoudig soos dit. So ons gaan vanmôre kyk na 3 reaksies wat uit hierdie gedeelte na vore kom. Want hier kom Jesus en hy doen hierdie wonderwerk en Lazarus staan op en hier staan hy. Hier staan hy voor hulle. En dan is daar 3 reaksies wat volg op hierdie gebeurtenis wat gebeur. Ons het laasweek het ons 'n bietjie gekyk na Martha. Ons het 'n bietjie gesien dat sy by hierdie geleentheid geloofsbelydenis doen van haar geloof. Sy het vol vertroue dat as Jesus kom en as hy weer kom, dan sal haar broer opgewek word. Sy het vol vertroue dat daar 'n lewe hierna is, dat daar 'n lewe is waarin haar broer gaan lewe, saam met haar as gelowige vir ewig. Maar as iets wat gebrekkig is in haar geloof. Sy glo nog nie. Laat ek sê, sy twyfel, want sy het nie ongeloof nie. Sy twyfel in hierdie oomblik of Jesus hier, op hierdie moment, in hierdie geskiedenis, haar broer gaan opwek. Vriende, ons moet mooi sien wat hier gebeur. Martha en Maria beleef hier 'n oomblik van twyfel, nie van ongeloof nie. As ons worstel met ons geloof en ons worstel met die werklikhede van ons geloof, dan is dit nie ongeloof nie, geliefdes. Kom sê ek so. Want ongelowiges worstel nie oor geloof nie. Hulle het nie geloof om oor te worstel nie. Hulle wonder nie oor of Jesus bestaan of nie bestaan nie. Hulle weet hy of in hulle kop hy bestaan nie. Dit is nie 'n worsteling nie. Dit is 'n worsteling as jy begin op die seerplekke druk wat hulle toegebou het met hulle mure. Maar vriende, as jy twyfel beleef en jy worstel met die Here oor iets in jou lewe, iets wat in jou lewe gebeur het, 'n gebeurtenis of iets wat jy in die woord gelees het, worstel opreg daarmee. Hoor dit nie eenkantsig nie. Die Here is besig met jou. Die Here is besig om jou te laat groei. Hy is besig om jou geloof te bou daardeur. Twyfel is nie ongeloof. Hier is twyfel. Hoor vir Maria, sy sê, Here, as U hier was, sou hy nie gesterf het nie. Wat dink sy? Aan die een kant is dit interessant, want aan die een kant sê sy, die Here kan mense genees. Sy het gesien gebeur. Aan die ander kant sê sy, twyfel sy of hy vir Lazarus uit die doodheid kan opwek. Jesus kom en sê, ek kan albei doen. Jesus kom en sê, selfs in die ewigheid, selfs in die laaste dae, as ek weer kom, sal ek elkeen opwek. Jesus se mag nie beperk tot genesing nie. Hy het onbeperkte mag. Hy gaan hier hulle broer opwek. En dan sê hy hierdie pragtige woorde, en hierdie pragtige woorde in vers 40 is juis die woorde wat vanmôre
heerlikheid van God sien nie. Vriende, hoeveel keer kan ons getuig daarvan in ons eie lewe? Elke ding in ons lewe, jy sluit nie af met 'n wonderwerk nie. Natuurlik nie. Maar elke gelowige, as hy terugkyk op sy lewe, kan die heerlikheid van God in sy lewe sien. Ons kan sien hoe God besig is met ons, reg deur ons geskiedenis, reg deur ons lewe. En dit lei ons natuurlik, van nature, tot aanbidding van hom. As ons die woord lees, dan sien ons Jesus se heerlikheid in die woord. Hierdie woorde is kernbelangrik om hierdie gedeelte te verstaan. Jesus kom by dat dit om sy heerlikheid gaan nie. Jesus kom by dat dit God se heerlikheid, God wat gaan verheerlik word deur hierdie aksie. Hy kom by dat Martha en Maria nie hoef te twyfel nie. Hy sal hulle twyfel kom wegneem. Hy sal hulle harte weer opreg voor hom maak. Jesus kom by dat ons lewe en ons geloof behoort tot heerlikheid van hom te wees. Die vraag is, wat gaan Martha en Maria se reaksie wees? As hulle broer lewend dan nou voor hulle staan, wat gaan hulle reaksie wees? Wat gaan die Jode wat saam met hulle gekom het se reaksie wees? Wat gaan die reaksie wees van die Joodse leiers van daardie tyd? Die vraag aan elkeen van hulle is, glo jy dit? Na Lazarus se opstanding, interessant, word Martha en Maria se reaksie nie vir ons gegee nie. Staan nie in die teks. Daar staan nie in die teks, julle kan lees van vers 45 af, daar staan nie in die teks nadat hy opgewek het, daar staan nie in die teks wat was hulle reaksie nie. Hoekom nie? Want ons sien hulle reaksie reg lees terug. Ons sien Martha se belydenis van geloof, en dan wat hierdie vir haar gaan doen, dit gaan haar geloof nog meer opbou. As ons tekens en wonders sien, as ons sien hoe die Here besig is in die woord, dan bou dit ons geloof op. Selfs met Maria. Ons tref Maria aan waar sy Jesus se voete salf. Waar sy by sy voete sit, ons so 'n paar Sondae terug daaroor gepreek. Ons sien die geloof by hierdie vroue. Hierdie vroue was deel van die vroeë kerk later. Jy sien, daar's 'n tweede groep. Daar's 'n tweede groep, en dit is die Jode wat saam met Maria en Martha aan huis was. Maria se broer Lazarus en Martha se broer Lazarus is dood, en daar sit hulle in die huis en hulle treur en hulle is hartseer. En hier kom mense, ander Jode kom nader en hulle kom sê, ons het meegevoel met jou, ons is jammer vir julle en ons het bid saam met hulle en dink saam met hulle. Hulle is daar. En dan daag Jesus op 4 dae later. Hier kom Jesus. Jesus kom nie in die huis in nie, sê die gedeelte. Hy praat met Martha en sê, gaan roep vir Maria. Hy praat saggies met haar, sê, gaan roep vir Maria. Martha gaan na Maria en sê, die meester roep jou. Jesus roep jou. En soos hy uitgaan, kom die klomp nuuskierige Jode oor sy pad. Wat het dit dan? Hulle is almal so nuuskierig, hulle wil tog net sien wat gaan nou gebeur. Almal is daar uit, daar gaan hulle saam, so 'n groepietjie daar trek hulle. Nie eens gehelp dat hy saggies met haar gepraat het nie, want nou is dit 'n hele groepie daar by die graf. Hulle sê, kyk, sy gaan kyk vir haar broer, sy gaan haar broer se graf toe, sy gaan die graf besoek. En dan wat gebeur? Jesus doen 'n wonderwerk. Vers 43, lees terug van my. Nadat hy dit gesê het, nadat hy gebid het, weer eens kyk die Here se afhanklikheid van sy Vader. Hy doen dit nie los. Die drie eenheid funksioneer nie los van mekaar. Hulle is een. Die afhanklikheid van sy Vader, vers 43, nadat dit gesê het, roep hy met 'n harde stem en sê, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke, sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê vir hom, maak hom los,
dat hy huis toe kan gaan. Hier kom Lazarus uit. Hoe kan jy sê, ja, maar miskien was dit nie Lazarus daai nie. Hoekom sê dit nie hy weet nie? Daar's ekstra verduideliking hierby juist om die historiesiteit daarvan aan te dui. Dit sê sy hande en sy voete was toegedraai met grafdoeke, sy gesig nog toegebind met 'n kopdoek. Net 'n voetjie met haar hier. Nadat Jesus opgestaan het, gaan die disippels na die graf toe. En Petrus gaan in die graf in en hy sien die kopdoek lê netjies opgevou aan die een kant. En dadelik kom Petrus uit en sê die Here het werklik opgestaan. Hoekom? Want as iemand gesteel het, of as iemand sommer net so opgestaan het deur die krag van iemand anders, dan sou die kopdoek net aan hom gelê. Maar by Jesus is die kopdoek netjies opgevou aan die een kant gesit, want Jesus het opgestaan. Het is interessant dat hulle weer hier praat van grafdoeke, weer hier praat van 'n kopdoek. Maar hier kom hy uit die graf uit en hier staan hy, Lazarus wat 4 dae dood was. Hulle het die graf gesteel omdat hy al begin ruik. Nou hier is 'n baie interessante gewoonte van die Jode wat ons dalk net hier moet noem is, die Jode het die gebruik gehad om iemand in 'n graf te lê, ek het dit al genoem, totdat al die vleis van die bene afgevrot het. En dan het hulle na 'n sekere tydperk, ek weet nie hoe lank dit is nie, sekere tydperk het hulle teruggegaan en dan het hulle die bene bymekaar gemaak en hulle in 'n beenderrekis, ons noem dit 'n beenderrekis gesit. Gewoonlik was die beenderrekis so lank soos jou femur, want jou femur is blykbaar die langste been. So die beenderrekis was dan so lank soos jou femur en hulle dan het die mense in beenderrekiste gepak en hulle het die bene dan in beenderrekis gepak en hulle dan in die muur gesit. En hulle dan so bewaar. So dit was die gebruik. So dit is nie vreemd as hy sê, Here, maar hy ruik al nie. Want dit is wat natuurlik gebeur met hierdie proses. Dit is ook nie vreemd dat hy vir 'n tyd lank in 'n graf was en dan weer daai graf weer gebruik was vir iemand anders. Die derde groep vriende waarop ek wil konsentreer vanoggend is die Joodse raad. En hier is wat ek in die begin gesê het, waar die Sadduseërs staan. Hier is daai sleutel wat so duidelik na vore kom. Wat hier gebeur is van hierdie Jode wat saam hierdie beweging is, hulle kom tot bekering. Van hierdie Jode begin getuig, die Here het werklik hier vir Lazarus opgewek. Maar dan is daar 'n klein groepie van hierdie Jode wat teruggaan na die Fariseërs toe en vertel en sê, Lazarus is opgewek. En dan, wat is die reaksie van die Joodse raad? Die reaksie van die Joodse raad is, ons moet ons politieke en ons sosiale en ons mag en ons geld en ons inkomste en ons dinge beskerm, want hierdie man bedreig. Hoe hartseer is dit? Wat moet Jesus doen om hierdie mense te oortuig dat hy werklik die seun van God is? Vriende, hoe ons oortuig word dat Jesus die seun van God is nie deur wonderwerke nie. Dis deur die werking van die Gees in ons hart. Ons moet hierdie hoor weer en weer hoor. Want ons is so maklik geneig om te dink, geloof is 'n gevolg van wonderwerke. Hier is 'n duidelike voorbeeld dat geloof nie as gevolg van wonderwerke is nie. Geloof is alleen deur kennis plus die vertroue, die werking van die Gees in ons. Hier sê hulle in vers 48, as ons hom so laat gaan, sal almal in hom glo, die Romeine sal kom in ons land en ons nasie albei afneem. Hartseer is dit dat politieke belange belangriker
weghou van die verlosser, wat werklik die verlosser is. Maar ons ken mos hierdie ding. Ons is ons Afrikaners. Dit is nie ver van ons af nie. Daar's baie kere in die geskiedenis waar Afrikaners ook politieke besluite bo geloof in Christus gestel het. Ons ken nie die reg nie. Vriende, ons moet versigtig wees. Ons moet baie versigtig wees om teenoor die Fariseërs te gaan staan en eintlik is dit die afgod wat in ons eie volk se harte leef. Hierdie Kajafas, die Here profetiese uitspraak maak. Die Here gebruik 'n ongelowige om 'n profetiese uitspraak oor sy seun te maak. Hoe opvallend is dit? Een van hulle Kajafas, is daardie ware hoofpriester wat sê vir hulle, julle weet niks en dink nie daaraan dat vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. Hoe mooi pas dit by Jesus, die voorspelling van Jesus by sy geboorte. Simon het gekeken na Maria gesê, sy moeder gesê, kyk hierdie kind, dis Jesus is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou siel gaan sodat die gedagtes uit baie harte openbaar sal word. En dan sê hy vir Josef, sê die engel, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem, want wat in haar verwek hulle gee nie die belangrike ding te sê en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Jesus is bestem vir die dood. Hierdie Kajafas weet dit nie. Hy weet nie dat die hele Joodse raad se planne, se dinge deel is van die groter plan van die Here nie. Hulle maak hulle eie planne en hulle dink, hulle gaan nou vir Jesus terugkry. Hulle gaan daarom hulle mag herwin. Hulle neem nie in ag dat God oor alles beskik het. Hulle neem nie in ag dat hy sy hand oor alles hou. Hulle neem nie in ag dat hulle deel vorm van God se groter plan. En die woorde van Kajafas word waar. Jesus sterf sodat 'n nasie nie omkom nie. Vriende, hierdie gedeelte sê dit self. En hy sou, vers 54, nie net vir die nasie sterf nie, maar ook om die kinders van God, wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring. Hier kom Jesus, en binne hierdie groter gebeure, as ons kyk deur die sleutel van geloof, na hierdie gedeelte, dan sien ons, wat Jesus hier wil sê is, kyk na die heerlikheid van God. Jesus kom en sterf vir my en jou om ons deel te maak van die volk van God. Hy is bestem om te sterf. Maar hy is ook bestem om op te staan en lewe te bring tot in alle ewigheid. So jy dit. Al wat oorbly is, die vraag wat ons laasweek mee geëindig het. Die vraag wat Jesus vra, glo jy dit? Amen. Vrede God in hemelse Vader. Here, ons is so maklik geneig om ons mag en ons politieke en ons geld en ons dinge voor te stoot. Ons is so maklik geneig, Here, om in U almag te twyfel.
U elkeen van ons aanraak deur U Gees en lewend maak deur U Gees. Dankie Here dat hierdie profetiese uitspraak van Caiaphas ook op ons lewe van toepassing is. Dankie dat al was ons ver en nie volk van die Here nie, het U ons naby gebring en volk van die Here gemaak. Dankie dat ons kan weet, ja Here, dat die graf vir ons deurgaan tot die lewe. Here, dat ons saam met Paulus die spot kan dryf met die dood. Want wat is die dood? Hoe kan die dood ons dryf? Wat 'n angel het die dood ons nou ons bang gemaak? En Here, U het die angel uitgehaal en vir ons die lewe gegee. Dankie Here dat ons kan weet dat hierdie sleutel, ons geloof, die sleutel is om die Bybel te verstaan. En dat ons altyd, Here, as ons Bybel lees, gee dat ons altyd sal soek en sal kyk, Here, hoe U ook in daardie gedeelte verheerlik geword en hoe U eerlikheid voorop staan en hoe U daardie gedeelte vervul. Dat alles net na U toe wys. Na U grootheid en U almacht. Dit vir mense in ons gemeente wat baie siek is. U ken elkeen by naam. U weet van elke omstandigheid. U weet van ouers wat Here, wat in hierdie oomblik baie seer is. U weet van 'n pa en 'n vriend wat groot hartseer ervaar. U weet van mense, Here, wat bly en opgewonde is omdat hulle genesing ontvang. Maar Here, ons bid dat U hulle sal naby wees. Dat U wil sal geskied in elkeen se lewe. Here, dat hulle U nabyheid en U liefde en U vrede kan ervaar in hierdie week. Dit alles bid ons in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ons gaan geleentheid weer opneem vir die liefdesvader.
sluit af deur die sing van lied 190, lied 190 vers 2 en vers 3. Lied 190 vers 2. In genade groot en ryk bou U die koninkryk, voordat ek ons kies kon vra het U seën my goed gedra. Ek ontvind U het my gekry, voor ek nog my skuld bely. Lied 190 vers 2 en 3. En genade groot en ryk, bou Heere koninkryk, voordat ek kon kies, kon vra, het is in my vloek gedra. Ek kon vind het my gekry, voor ek nog my skuld bely. U oor alles God en hoop, op en op van geloof, dat ons sien geen kwaad of kwaad, word aan toe verloor gelaat, bokant ons begrip verstand, al wat tussen stand. Vriende, ontvang die stem van die Here en van